Hartlik goeiemôre aan almal van u. Het is wonderlik om u hier so saam met ons te hê ook vandag. En so 'n paar praktiese reëlings voor ons begin. Kom ons skakel maar die selfone op sag asseblief. Dit is nie dalk ergens gevang word met hom nie. Broers en susters, baie welkom by hierdie besondere geleentheid waar ons vandag die 500-jarige bestaan van die reformatoriese kerklied herdenk. Ook die 80-jarige bestaan van die kerklied in Afrikaans. 'n Wonderlike gebeurtenis wat begin het met Martin Luther in 1524. En broers en susters, ons deelname aan die kerklied is nie maar net die sing van 'n paar liedjies of die luister na iemand wat 'n wonderlike talent het om te kan sing. Die kerklied is deel van evangelieverkondiging en ons kan en mag daaraan deelneem. En kom ons let nou vandag, ons maak moeite daarop en ons let op die woorde wat ons sing. Die betekenis daarvan. Hierdie is nie 'n vertoning vandag nie. Dit is 'n deelname. En sing daarom saam ook uit volle bors, sodat die daklig deur die vensters uitkring. Ons program verloop sonder enige aankondigings, so let asseblief op die skerm wanneer wie sing, wanneer die koor sing, wanneer die kantoorry sing, wanneer die broer sing, wanneer die suster sing, wanneer ons sit en wanneer ons staan. Die meeste van die program gaan plaasvind terwyl ons net so op ons plekke sit. So kom ons staan en dan begin ons toetrede lied saam sing uit Gesang 188, waarna jy kan bly staan vir die foto met die seëngroet en daarna kan jy se plekke weer in. Amen.
Ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God. En ons is sy volk, sy skape, sy kudde, deur sy hand versorg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees saam met die woord van die Here vandag uit Efesiërs 6de hoofstuk. Efesiërs 5 vanaf vers 6 tot 20. Efesiërs 5 dan vanaf vers 6. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Doch word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Let daarom sorgvuldig oor hoe jy leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van ons as ons die woord van die Here hoor. Nog meer gelukkig is ons as ons hierdie woorde ook glo en elke dag uitleef in hierdie wêreld waarvan ons deel is. Broers en susters, kerksang en gelowige sang was van die begin af 'n baie belangrike element. Eers in die Joodse godsdiens en later is die gebruik oorgedra ook na die Christelike godsdiens toe. Sang het 'n baie belangrike rol gespeel in die vroeë kerk en ook in die middeleeue. Dit was egter die reformatie wat sang en musiek tot die sentrale deel van die evangelieverkondiging gemaak het, deurdat die hele gemeente aan die sang kan deelneem en daarna om die liedere in mense se moedertaal ook beskikbaar te stel. Die reformatie het daarvoor gesorg dat die Christendom tot 'n singende godsdiens omvorm word. En hierdie singende kerk het psalm en gesangeboeke nodig gehad vir gebruik tydens die erediens. Die eerste stap in die ontstaansgeskiedenis van die protestantse gesangeboek vind plaas net enkele jare na die breuk tussen Martin Luther en die Rooms-Katolieke Kerk in 1517. In 'n brief wat Martin Luther teen die einde van 1523 aan die sekretaris van Keurvors, Frederik die Wyse van Sakse stuur, vra Luther dat die sekretaris by Keurvors voorspraak sal maak om 'n projek te ondersteun wat sou uitloop op die publisering van 'n gesangeboek. Reeds in 1524 verskyn die eerste liedere in druk.
In Erfurt verskyn daar gedurende 1524 2 uitgawes van 'n handboekie van geestelike gesange en in dieselfde jaar is daar ook in Wittenberg 'n gesangeboek gedruk met 32 liedere waarvan 24 uit Lutherse pen afkomstig was. Die boek was in die eerste plek 'n koorgesangeboek waardeur Jan Walter en Luther die Duitse bevolking deur kerkkore wou leer sing. Eers in 1526 is daar 'n gesangeboek vir die gemeente in Wittenberg gedruk met 42 nuwe gesange plus Bybelse liedere soos die Magnificat en die Benedictus, asook liedere waar die Onse Vader gebed uitgeleer word. Teen 1526 was die kerk gereed om gesangeboeke te publiseer. Daarmee het die protestantse gesangeboekkultuur begin. En hierdie is 'n voorbeeld van hoe die musieknote ook in daardie tyd gelyk het. Ons erediens het vanoggend begin met die lied Noem dankend alle God, 'n teks deur Martin Rinkart van 1636. Een van die heel bekendste reformatoriese liedere. Kom dank nou almal God. Dit is in 1978 vir die tweede Afrikaanse gesangeboek geskryf deur Isak de Villiers. Ons sing nou aan Vesteborg, 'n teks en 'n melodie wat deur Martin Luther van 1528, nou bekend as Gesang 476, as ook ander liedere daaruit gebore is. Oh
sang deur die gemeente in die erediens gebring het, was dit ook vir Calvin van baie groot belang. Reeds in 1539 werk Calvin mee aan 'n Franse gesangeboek in Straatsburg en hy skryf daarvoor selfs 3 gesange. Met sy aankoms in Genève in 1541 begin hy om die beste kundiges om hom te versamel, om veral die psalms almal om te dig. Die Franse hofdigter Clement Marot help met die digwerk en Louis Berdou is 'n begaafde musikus wat seker die grootste bydrae gelewer het. Die bekende Geneefse melodie. Ons sing Psalm 42 en Psalm 8 op die woorde van Tosius. Psalm 8 eers die Geneefse melodie en daarna die melodie van S.J. de Villiers. Ons sluit hierdie deel af met die Ons Vader van Gesang 276, voorheen Gesang 293, waar Martin Luther verantwoordelik was vir die melodie. Ons gaan by al hierdie dele verwerkings van die liedere sing.
1652 het Jan van Riebeeck met die Hollandse Bybel voet aan wal gesit. Hier is 'n voorbeeld van 'n Duitse liedboek van 1888. Dit is deur 'n Duitse sendeling, Dominee George Windisch, van die Berlynse Sendelinggenootskap in Suid-Afrika gebruik. Hy het self ook liedere in die boekie bygeskryf. Hy was die oupa grootjie van Karen Skols van die Monash Musiekskool, by wie ons ook die Duitse tekste en musiek gekry het. Haar oupas en paas. Haar pa was ook 'n orgelis. En toe 80 jaar gelede is die eerste Afrikaanse psalme en gesangeboek in gebruik geneem. Daar is in die 11 jaar na die 1933 Bybel in Afrikaans verskyn het, uitgesien na Afrikaanse liederebundel. Vanaf 1937 is die Tosius psalms in al die gereformeerde kerke gesing. En vanaf 19 Oktober 1944 is die psalme en die gesangeboek in die ander Afrikaanse kerke in gebruik geneem. Voor die datum was daar vir 130 jaar uit die Nederlandse gesangboek gesing. Die NG Kerk het reeds in 1917 begin met hersiening van die Afrikaanse boek en die Hervormde Kerk het in 1928 hierby aangesluit. Drukwerk is uiteindelik op 17 November 1943 begin in Kaapstad. En aangesien die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, was daar 'n groot papierskaarste. Die eerste oplaag is beperk tot 100.000 boeke. 'n Gesangeboekie het 5 shillings en 6 pennies gekos. Destyds was dit 'n liggewig skaap se prys. In 1944, die 1944 psalm en gesangeboek sou in gebruik bly tot 1978 en daarna met aanvullings tot 2001, waarna die liedboek in gebruik geneem is. Ons sing nou Gesang 163, wat weer eens 'n verwerking van Psalm 42 is. En daarna Gesang 464, wat weer eens 'n verwerking van Psalm 8 is. Daarna sing ons Gesang 200, wat steeds 'n gewilde lied bly. Die teks daarvan is uit 1757 en die melodie van 1790. Thank
altyd 'n integrale deel. Dis ons geloofsbelijdenis, wat iets verwoord van dit wat ons as mense, wat op soveel maniere van mekaar verskil, tog aan mekaar verbind word. Ons sing nou die geloofsbelijdenis, Psalm 260, waarvan die teks uit 1806 dateer. Die Afrikaanse teks is deur Attie van der Kolf en die melodie is van Duitse oorsprong uit 1688. Daarna sing ons die 20ste eeuse beruiming van die Ons Vader gebed, soos ons dit vandag vind in Psalm 266 van die liedboek.
en so het die werk voortgegaan. In 2001 word die liedboek van die kerk in gebruik geneem, met 150 psalms, elkeen lied omgedig, en 452 gesange, 'n totaal van 602 liedere. In 2004 gee die NG Kerk die vlamliedere uit, wat op die jeug gerig is. In 2007 begin die NG Kerk met die samestelling van vonkliedere. Vonk wat beteken die voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek. In 2012 sluit die Hervormde Kerk hierby aan. Tans is daar 527 liedere deur die keringsproses en vorm deel van die vonkliedere versameling. Verskeie digters en komponiste, musisië neem deel aan hierdie proses, waarvan meer as die helfte oorspronklike nuutskeppings in Afrikaans insluit. Digters soos onder andere Dominees Jacques Lou van die NG Kerk, Dominee Johannes van der Merwe van die Hervormde Kerk, komponiste en digters soos Dr. Bridgie Jankovic, Isabel Swanepoel en Cecilia van Tonder lewer 'n baie groot bydrae. Ons begin met 'n lied geskep deur Cecilia van Tonder, Vonklied 284, na aanleiding van Psalm 42. Sy het meer as 80 nuwe melodieë geskep. Daarna sing ons Vonklied 205, waarvan die teks deur Dominee Johannes van der Merwe geskryf is. Die melodie is deur Anton Estreisen, wat die musiekdirekteur by die NG Gemeente Bloemfontein is. Daarna luister ons na Vonklied 446, 'n smeekgebed, wat ook deur Dominee Johannes van der Merwe geskryf en deur Cecilia van Tonder gekomponeer is.
Die laaste 3 liedere is Vonklied 4. Dit is 'n omdigting van Psalm 96 deur Dominee Jacques Lou en die melodie dateer uit 1892. Daarna sing ons 'n derde en meer komponêre weergawe van die Ons Vader gebed uit die penne van Hannes van der Merwe en Cecilia van Tonde. Sy is ongelukkig 2 jaar gelede oorlede. Die laaste lied is dieselfde titel as hierdie fees. Leef jou lied. En dis die heel jongste vonklied wat spesiaal vir hierdie historiese fees geskryf is deur Hannes van der Merwe. Die melodie is die bekende Gesang 203. Dit probeer wys hoe ons deur middel van die kerklied aan ander gelowiges oor die wêreld, maar ook oor die eeue heen aan mekaar verbonde is. Deur die geskiedenis het mense troos en rigting in hulle kerklied gevind, en daarom kan ons dit vandag nog steeds sing met oorgawe dat die daklig en die klanke deur die vensters uitkring. Hierdie liedere, soos ons dit vandag gesing het, word weekliks hier in die kerke gesing om die evangelie te verkondig. Amen.
Ek het net 'n klompie bedankings wat ek asseblief wil doen. Dra my vir die oomblik oor daarvoor. Baie dankie aan Pieter van der Berg wat vandag vir ons die orgel gespeel het. Pieter, baie dankie vir jou moeite, jou opoffering en die pragtige manier hoe jy die orgel ook as talent bespeel. Aan ons koperblasers, aan Jeremy Veiling, trompet, aan Jacobus van Tonder op die tromboon en vir Johanna Geldenhuis op die Franse hoorn. Die dwarsfluite is gespeel deur Petrus Steyn, Corlie Potgieter en Sonel de Klerk. Die viole was Werner Retief, Esperance de Beer, Leon Fourie, Carmen Snyman, Simon en Mary Hartzenberg. Die cello was Christian Lee en op die hart is Rudolf de Korne. Baie dankie ook aan Noordheuwelse koor onder leiding van meneer Brendan Goubee. Dankie ook vir al julle oefengeleenthede wat julle kom bywoon het en ook vir die besondere deel wat julle van die geleentheid gemaak het. Aan Sanet Lou wat daar op die klaverbord begelei het, baie dankie ook vir jou, Sanet. Aan die kantoorry en die soliste wat maar gemeentelede is en mense van die omgewing, baie dankie ook vir al julle opofferings en vir julle saamsing. Dankie aan die gereformeerde kerk, die gemeente hier in Kreersdorp vir die gebruik van hulle fasiliteite tydens ons oefeninge en in besonder ook aan Jan-Louis Spoelstra en Wimpie Nudee wat vir ons daar met baie reëlings gehelp het. Ook aan ons tegniese span, Reins en J.D. Visagie. Hier is ook 'n opname gemaak van die geleentheid vanoggend. Dit sal nou na afloop van die geleentheid op YouTube gelaai word en dan sal ons die skakels ook maar vir die uitstuur. En ek glo jy sal ergens die skakel raakloop. As jy hom nie kry nie, kan jy enige tyd vir my kontak en ons sal dit graag vir u ook aanstuur. Baie dankie ook aan almal wat werksaam was om die inligting bymekaar te maak soos wat dit vandag vervat was in die program. Aan professor Nadia van Wyk, aan Dominee Karel Johan de Bruin en Dominee Johannes van der Merwe wat vir ons daarmee behulpsaam was. Broers en susters, daar gaan ook eers naspel wees. U is welkom om nog 'n oomblik te sit en daarna te luister. Daar gaan ook kollekte by die deure opgeneem word as u iets het wat u daar wil invoeg. En gooi om ook vir hierdie geleentheid ook dankbaarheid te toon. Sterkte vir die week ook met al die aktiwiteite. Daar is nog 'n geleentheid met Tannie Marita. Eintlik moet ek haar nie net aan die woord stel, maar vir haar baie dankie sê. Want sy meeste van dit alles gedoen. As sy gesê het, dit moet nou gebeur, dan ons maar gesorg dat dit gebeur. En ek wil baie dankie vir al jou liefde, al jou belangstelling en die liefde vir kerkmusiek wat jy ook so uitstraal. Het jy 'n woord wat jy wil spreek? Ja, dit is so, maar dan net so. Ek wil net oor die artikel baie dankie sê. Ons het letterlik ure saam gesit om al hierdie goed uit te kom, dat sit hier so dan op die ou en dan maak hy soos ek sê. Maar ek wil net julle sê, dit is vir my 'n besonderse geleentheid. Ek kon nie saam sit nie. Dit is my wonderlik, want ek is eintlik nie dat hierdie kerklede my ouderdom verraai nie. Maar ek het met hierdie kerklede so groot geword. So 3 jaar is wat ek onthou ons het huisgodsdienst gehou. En toe op 13-jarige ouderdom moes ek al van orgel speel. In Kosterse gemeente, net met my sokkies van. So ek wil dit net julle sê, weet julle sal nie besef wat 'n groot geleentheid is vir my persoonlik, want ek speel nou al 60 jaar orgel, maar ek ken die liede. En dit is so groot genade dat ons kinders so kan deelneem. Ek staan hier tussen hulle, almal sing en hulle speel instrumente. Een wat daar sit speel orgel, sy het bietjie laat ingekom. Dis ek het nie woorde om my dank vir die Here uit te spreek. En Brendan, al hierdie kinders het ek eintlik voor skool gehou. So tussenneer. En ek is reg en ja, ons kleindogter verjaar vandag, sy is 14.